Weereens baie welkom vanoggend in die kerk. Ek is regtig bly om julle almal te sien. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook vir jou seën met die aanhoor van sy woord later vandag of later in die week. Ons tema vanoggend, aanbidding van God, 'n Sondagding of 'n lewenstyl. En ons gaan saam lees uit Jeremia 7 vers 1 tot 15. Kom ons maak die oë toe. Baie dankie Here dat ons die voorreg het om vanoggend op hierdie besondere manier in die huis by mekaar te kom. En dit is 'n voorreg om 'n oomblik af te sny van ons agendas, van die wêreld en sy bedrywighede en van al ons planne en net vir 'n kort rukkie in U teenwoordigheid op hierdie besondere manier te wees saam met ons broers en susters, familie en die aangesig aan te roep. En ons is hier, Here, om U lof toe te bring. En ons het so pas 'n paar liedere gesing. Maar ons het ook gekom om te hoor wat U vir ons sê. Want dit is nodig dat U uit die woord uit vir ons iets gee om oor na te dink en ook die nodige koersaanpassings en skuiwe in ons lewe te maak. So ons vra U in die naam van ons Here Jesus Christus, wat sê ons moet in sy naam bid, dat U met ons sal praat, dat U vir ons sal aanraak deur die woordverkondiging en deur die Gees, wat die naprater is van die woord, en dat U deur die Gees ons sal verander, die ou mense in ons sal afbreek en die nuwe mense in ons sal opbou, en alles deur die woord en die Gees. So hier is ons, die kinders van Waterval gemeente, om te luister en om te hoor wat die Here sê. In Jesus naam. Amen. Jeremia 7 vers 1 tot 15, aanbidding van God, 'n Sondagding of 'n lewenstyl. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Gaan staan in die poort, of ons kan maar sê in die deur van die huis van die Here, en roep daar hierdie woorde uit. Al julle Judeërs wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Maak julle lewe en julle dade reg, dat ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê, ons is veilig. Dit is die Here se tempel. Dit is die Here se tempel. Dit is die Here se tempel. Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie. En moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly in hierdie land wat ek vir altyd aan julle voorvaders gegee het. Julle vertrou op leuns wat julle niks gaan baat nie. Julle kan mos nie steel, moord, egbreek pleeg, vals ede aflê, wierookoffers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, en my dan ook nog in hierdie tempel wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig. En dan gaan julle maar voort met al hierdie gruwelike dinge. Het hierdie huis wat na my naam genoem is, vir julle 'n rowerspilonk of 'n grot geword? Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. Gaan nou Silo toe, na die plek waar ek voorheen my naam laat woon het. Gaan kyk wat ek aan hom gedoen het oor die sonde van my volk Israel. Julle het al hierdie dinge gedoen, sê die Here. Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie geluister nie. Ek het julle geroep, maar julle het nie geantwoord nie. Daarom gaan ek met hierdie huis wat na my naam genoem is, en waarin julle vertroue stel, en met hierdie land wat ek aan julle en aan julle voorvaders gegee het, net so maak, soos ek met Silo gemaak het. Ek sal julle verwerp, soos ek julle broers, die hele nageslag van Efraim, verwerp het. Tot sover ons skriflesing. Nou ja, baie keer hoor ek by mense vreemde goed.
En ek het nou al gehoor mense wat sê, weet ek dra maar my kruisiekie, want ek is 'n kind van die Here, want as ek hierdie kruisiekie dra, weet ek is die Here by my. En sal hy my veilig bewaar. Of ons sê vir mekaar, ag jy weet, as ek net elke oggend so skietgebedjie bid voor ek nou werk toe ry, sal ek daarom veilig in Sandton of in die stad aankom, want dit is maar rof daar buite. So my skietgebedjie is eintlik die ding wat my bewaar. So ek voel gemaklik en ek voel rustig en ek voel eintlik alright as ek net hierdie skietgebedjies opsê voor ek nou by die huis wegry in die oggende. Of ons hoor op mense wat sê, jy weet as ek maar net Sondag kerk toe gaan, dan is alles hankie-dorie in my lewe, dan sal ek geseënd wees en dinge sal regloop as ek maar net by die kerk daarom ook my oë wys op 'n Sondag en die Here tevrede stel dat ek daar is. Of ek hoor soms dat mense sê, jy weet, as ek net eers gedoop is, want jy weet, veral as ek groot gedoop is, want dan het ek in gehoorsaamheid opgetree en ek het my laat doop, want die Here sê mos in sy woord, gaan verkondig die evangelie en doop hulle. Die wat tot geloof kom, moet gedoop word, so daarom moet ek my laat oordoop. So ek is so seker van my saak en my beskerming van God en van sy genade, omdat ek my laat doop het. Of ons hoor mense wat sê, ag, as ek maar net my bydrae gee. Want as hulle, die Bybel sê mos, as jy vir die Here gee, sal hy vir jou gee. So die Here sal vir my genade en goedheid en guns gee, as ek maar net so ietsie afknyp vir hom ook elke maand, of weet, dan sal die seëning en die sluise van die hemel vir my oopgemaak word, en ek kan seker wees, of, dit sal beter gaan met die gemeente as ons net 'n band het. Jy weet, want as ons hierso kan sing en ons kan die Here regtig aanbid, sal dit sommer beter gaan met Waterval en sal dit beter gaan met my, en want ons kan hierso so opgejack word en ons kan regtig voel, God is hier want ons aanbid hom, want hierdie band lei vir ons tot aanbidding van die Here. Of as die dominee maar net so 'n bietjie beter wees, 'n bietjie lewe kry, weet die ou is daarom so half dood. Daai ou wil hier, maar nou, as ons net iemand kan kry wat vir ons kan opjack hierso in die kerk, en 'n sekerheid kan gee, dan gaan ons hierdie week tegemoet met ywer en met entoesiasme. Is hierdie goed waar? Nee, is nie waar nie. Dit kan nie wees nie. Want al hierdie goed wat ek genoem het, en baie van ons argumente wat ek nie eers hier genoem het nie, is gebaseer rondom die ek en die my. Wat ek beleef, wat ek sien, wat ek doen. En dit gaan nie oor God nie. En wat God sê nie. Want my sekerheid en my veiligheid lê mos nie in 'n kruisie nie, of in my skietgebed nie, of in my bydra nie, of in my wat ek doen nie. My sekerheid lê mos in wat God sê. En wat in die Bybel staan. So is nie waar nie. Maar ons praat nou nie vreemde taal as ons hierdie goed sê nie, want ons het nou net gelees uit Jeremia uit. Hierdie mense het dieselfde fout gemaak. Ons moet nou net onthou, en dis die agtergrond van die gedeelte. Jeremia tree op in die Suidryk. Dis die stamme, 2 stamme, van Benjamin en Ephraim, of Juda. Nie Ephraim nie, Juda en Benjamin. Die Noordryk was Israel, die 10 stamme, en die 10 stamme is al klaar weggevoer in ballingskap, Silo is vernietig, daar waar hulle die Here aanbid het, want hy verwys in die teks daarna, gaan kyk wat het daar gebeur, ek het hulle verwoes en ek het hulle aanbiddingsplek het ek platgevee, omdat hulle doen, of gedoen het, wat julle doen. Want hierdie mense het ook gedink, die tempel is mos waar God woon. Ons kan seker wees van God se redding en van God se teenwoordigheid. Ons moet maar net na die tempel toe gaan. En Jeremia oordryf hier dat hy dit 3 keer sê, die tempel maak ons veilig, die tempel is ons veiligheid, die tempel is ons veiligheid. En hy moet in die deur van die tempel gaan staan, waar almal by hom verbyloop en die woord van die Here hoor, waar hy sê, maar God sê, dis verkeerd. Dis 'n valsheid waaraan julle vashou. Julle dink, julle verdien en verwerf God se genade deur na die tempel toe te gaan en om aan die tempel vas te hou, die gebruike van die tempel na te kom, om ons offertjies te bring, solank ons net hier kom bid, solank ons net deel is van die tempeldiens, is alles maar net reg. Is dit nie die fout wat ons ook maar baie keer maak nie?
Dat ons dink, as ons net op 'n Sondag kerk toe gaan, is alles maar reg. As ek maar net 'n ietsie doen, is alles oukei. Dis 'n fout. Want intussen het hierdie mense in Juda geleef soos hulle wil. Jeremia sê vir hulle, wat doen julle? Julle dink ons kan maar op die Sabbat en by die feeste gou na die tempel toe gaan en alles is reg, maar wanneer ons daar buitekant besig is met ons werk en met die gewone lewe, om die lewe te leef, dan hoer ons en ons rumoer en ons steel en ons lieg en ons aanbid sommer ander gode en ons bring offers vir Baal. Julle dink dis alright. Solank ons net dan weer na die tempel gaan, dan is alles weer reg. Maar intussen kan ons maar maak soos ons wil en lewe soos ons wil. En God is ontstel daaroor. Daarom dat die Here vir hulle sê, julle het van my huis, van die tempel, 'n rowersspelonk, 'n grot, 'n wegkruipplek vir skelms en rowers gemaak. Dis wat julle gemaak het. Julle die tempel se eerbiedigheid weggeneem. Julle het 'n karikatuur daarvan gemaak. Eintlik het julle 'n stuk valse godsdiens geskep. Want julle dink die tempel is julle veiligheid en julle redding. Maar intussen leef julle nie vir my nie. So dit is nou maar net 'n gewoonte ding. En ek dink dis waar ek en jy vandag moet uitkom. Hoekom is ek hier in hierdie erediens? Hoekom is ek deel van Waterval gemeente? Wat is my bedoeling? Is ek hier omdat ek dink dit gaan vir my iets in die sak bring? Dit gaan my verseker van God se hand in my lewe? En as ek hier uitgaan van hierdie kerkwerf afry, wat gebeur môre tot Saterdag? Is hierdie erediens die voortsetting van Maandag tot Saterdag? Of as ek hier uitry, dan is dit verby. Waar bring hierdie gedeelte ons? Wat leer dit vir ons? Ek wil 4 puntjies hanteer vanoggend. Eerstens, pas op vir vormgodsdiens. Tweedens, godsdiens bedek nie sonde nie. Derdens, leer en lewe loop saam. 4, ons het ook bekering nodig. Pas op vir vormgodsdiens. Dis wanneer 'n gewoonte net 'n gewoonte word. Jy weet, ek is nou maar grootgemaak met die idee, ons staan op 'n Sondag en ons gaan kerk toe. So ek doen dit. Dink jy daaroor nie? Dit raak my ook nie meer eintlik regtig nie. Maar weet, ons het so gemaak. En dit laat my in 'n sekere mate daarom goed voel, want ek het my plig nagekom. Ek het die Here gelukkig gemaak, dink ons baie keer. So ek gaan maar kerk toe. En ek doen so ietsie, en ek gee so ietsie. Want dan maak ek die Here gelukkig, en dan dalk sal hy vir my ook goed wees. Dis wat Israel gedink het. Kom ons gaan net tempel toe. Kom ons gaan bring net ons offertjies. Kom ons gaan gooi maar iets in die skatkis. Dan is God tevrede. En ek voel daarom ook alright. Soos asof God hulle gelukbringer word. Die tempel wat God verteenwoordig, is ons gelukbringertjie. Want dit sal ons darm seëning op die koop toegee. As ons maar net gaan en maar net gaan doen. Wat 'n valse idee. Ek onthou toe ek jonk was, het ons altyd gepraat van geestelike lewe en beestelike lewe. Ek weet nie of julle die terminologie ken nie. So asof ek het 'n geestelike lewe en ek het 'n gewone lewe. Dis die grootste klomp onsin onder die son. My hele lewe is een geestelike lewe voor God. Ek het nie 'n lewe voor God nie en dan 'n lewe buite God nie. Miskien het ons in hierdie ding verval, dat ons dink Sondag en veral daai uurtjie, dit is ons godstyd en die res van die tyd is my tyd. So Sondag het ek 'n sekere gesig wat ek opsit en die res van die week het ek 'n ander gesig wat ek opsit. Is dit hoe dit werk? Maak dit ons dan nou beter as Israel en Juda? Glad nie.
Ek dink ons is nou maar net daar waar hulle is. Wat die kerk en 'n Sondag word eintlik al so half ons gelukbringer. Solank ons maar net dit gedoen het, het ek my gewete gesis en ek is okay. Maar as ek môre by die werk instap, dan vloek en skel ek maar net soos al die ander. En ek maak maar net so. En ek het ook nou maar my skelm verhoudingkie waarvan niemand weet nie. En ek gaan ook by die partytjie myself te buite met wat ek inneem en wat uit my mond uitkom. En ek skinder maar net so lekker soos die res. En ons het liefdeloosheid. Maar Sondag sit ons hier. Miskien is dit die rede hoekom baie mense sê, dominee, ek gaan liewerste in die kerk toe nie, en glo my, hulle sê dit vir my, want daar sit net 'n klomp skynheiliges. Is dit waar? Nou, miskien moet ons maar net vir daai persoon sê, kom jy ook maar, daar's nog plek vir Sondags. Baie mense dink, ek gaan net om my fiks vir die week te kry. As jy dwelm verslaafde is, jy moet jou fiks kry. As jy jou fiks gekry het, dan is jy weer alright vir 'n paar ure. Dan kan jy weer die lewe kyk in die oë. So kom ek agter dat baie ouens wat by charismatiese kerke betrokke is, word so emosioneel so opgesweep in daai erediens met die musiek en die sang, want dit is waaroor dit gaan in meeste van daai dienste. En hulle word opgesweep en dan gaan hulle en dan maandag is hulle lus vir die lewe en dinsdag en nog 'n bietjie lus vir die lewe. Woensdag begin dit nou afneem. Hier by donderdag begin hulle voete sleep. Hier by Vrydag is hulle kapot. En maar as hulle net Sondag weer hulle fiks kan kry, dan gaan hulle weer aan, omdat dit emosioneel is oor wat ek beleef en wat ek voel en wat ek doen. So wat is die kerk vir jou? Wat is hierdie erediens vir jou? Dis nie net 'n tempelding nie. Want om net te dink, my Christelikheid gaan oor wat ek hier beleef, en wat ek hier voel en ervaar, is 'n fout. Kan nie niks met die lewe te doen hê nie. Want hulle het gedink, solank ek tempel toe gaan, as ek daar wegloop, maak ek soos ek wil, leef ek soos ek wil. En as ek en jy vandag hier wegry, wat gebeur verder? Tweedens, godsdienst bedek nie sonde nie. Jude het gedink, ag, as ons maar net tempel toe gaan, is alles reg. Tussen kan ek maar maak soos ek wil. Jy weet, want hier in die tempel staan ek in God se teenwoordigheid en is alles maar net piekfyn. Asof die sonde nie hier 'n issue is nie. God vergewe mos. Hy is mos 'n genadige God, sê ons. Hy sien mos alles oor. So, kan maar maak soos ek wil. Hulle het nie gevoel vir sonde gehad nie. Het hulle nie geplan nie. Het maar net aangegaan. Daar's nie 'n sonde besef nie. Hoe gaan 'n mens kerk toe terwyl jy met die sonde aanvoeter? Glo my, jy's vals. Ek was ook al daar. Jy kom hier in met 'n skuldgevoel. En ons sê so maklik vir mekaar as gereformeerdes, ag, ja, maar die Here is so genadig. Hy het sy seun aan die kruishout vir ons gegee. Ons sonde is deur Christus vergewe. Ons hoef nie in angs en vrees voor die Here te lewe nie. So kom ons gaan maar aan met ons sonde. So môre gaan ek maar weer aan. Ons het 'n valse sonde besef en ons neem sonde nie ernstig nie. Terwyl dit verwydering bring. God sê vir Juda, wees gewaarsku. Kyk na julle maatjies Israel in die noorde. Ek het hulle verwoes. Wees gewaarsku. Want God is 'n genadige God, maar hy is ook 'n regverdige God. Hy's 'n heilige God wat nie sonde verdra nie. Want sonde bring verwydering tussen God en mens. Sonde bring skeiding tussen mens en mens. Sonde breek af. Sonde verwoes. Sonde het niks goeds wat ons daaroor kan sê nie. Ons kan nie dink
Die feit dat ek op 'n Sondag kerk toe kom, smeer maar alles toe nie. Dis 'n fout. Leer en lewe loop saam. Practice what you preach. Ek sê nog steeds, ek dink die gereformeerde leer is die gesondste en die mooiste lering wat daar is van alle kerke. Maar ons lê so baie klem op die genade en die verlossing en dalk te min op die dankbaarheid, want dis die ander kant van die muntstuk. Wanneer ek soveel goedheid en soveel guns van God ontvang, kan ek nie anders as om uit dankbaarheid voor God te lewe nie. My en jou probleem is, mense kyk na ons en hulle hoor wat ons sê en hulle sê, maar ek sien dit nie by jou nie. Selfs die bekende Gandhi het hier in Suid-Afrika gesê, die Christelike geloof is vir my een van die mooiste goed wat ek nog gehoor het. Is net jammer ek sien nie dat die Christene dit leef nie. Wat 'n aanklag teen die kerk. Wat 'n aanklag teen my en jou. Want eintlik is ek en jy mos die advertensiebord vir God. So wat adverteer ek? Wat sien mense in my? Ek kan nie een ding sê en 'n ander ding leef nie. Die doel van die kerk is om die wêreld te verkerk. Maar is die ander kant nie besig om te gebeur nie? Dit lyk eerder asof die kerk besig is om te verwêrelds. Want ons laat al meer toe. Ons verander die hele tyd ons standpunte om aan te pas by die wêreld. Daarom kan die kerk nie meer sy stem duidelik laat hoor nie, want wie is ons nou eintlik, word gesê? Wie is die kerk? Maar die kerk moet sy stem laat hoor. Ek en jy moet ons stem laat hoor, deur te leef wat ons glo, wat die woord sê. Die Here Jesus het gesê, die koninkryk van God het gekom. En die begrip hoe ek dit altyd verduidelik is, die Here Jesus het gekom om die dans van God in hierdie wêreld te dans. Dis wat die koninkryk van God beteken. En ek en jy is Jesus se dansmaat, wat saam met hom op sy pas en op sy maat deur hierdie wêreld moet dans. En as ek wil weet hoe ek moet dans, wat die ritme is en die pas is, gaan lees maar weer Matteus 5-7 en lees dit oor en oor tot dit deel gevorm het van jou hart. Want dit is die riglyne hoe om te dans. Dan is ons die lig in die wêreld. Matteus 5:13-16. Dan is ons die sout van die aarde. Dan bring ons verandering. Dan maak ons 'n verskil. Want dan leef ons wat ons sê. So kom ons doen dit. Met erns, met ywer. Het gaan oor niks anders nie as dankbaarheid. Heidelberg se katekismus is heeltemal korrek. Sonde, verlossing, dankbaarheid. En daar in die dankbaarheidsgedeelte word die 10 gebooie in die Onse Vader behandel. Ek bewys my dankbaarheid aan God om te lewe soos die woord, die wet van God vereis. Ek toon my dankbaarheid aan God deurdat ek hom gehoorsaam. Deurdat ek doen wat hy wil hê. As julle my liefhet, sal julle doen wat ek vra. Johannes 14:15. Ek wil afsluit. Miskien het ek en jy ook bekering nodig. God sê vir Juda, soos hy vir Israel gesê het, ek is julle verbondsvolk, 'n God. Julle is my verbondsvolk. Ek het julle uitgekies, julle is myne. Leef soos myne. O, maar julle wil nie, né? So asseblief, kom tot bekering, los die afgode, doen wat ek sê, draai weg van daai goed af, kom terug na my toe. God staan met oop arms, roep hulle. Kom tot bekering. Juda, kyk, noord, sien wat dit in Israel gebeur. Laat dit vir julle 'n teken wees. Laat dit julle skrik maak. Kom tot bekering, dien my, soos ek vra. Maar ek kry die idee, mense verstaan bekering nie heeltemal korrek nie.
Baie keer hoor ek net mense sê, ja, maar jy moet tot bekering gekom en jy moet 'n dag en 'n datum hê. Dit noem ons die eenmalige bekering. Iemand wat nooit die Here geken het nie, wat tot bekering kom, die Here vind en Jesus Christus in geloof omhels. Dis 'n eenmalige bekering. Daai soort van bekering vind nie weer plaas in 'n menselewe, vind een keer plaas. Van ons wat hier sit is verbondskinders. Ons het nie 'n dag en 'n datum nie, ek het nie 'n dag en 'n datum nie. Soos jy vir my vra of het ek 'n dag en 'n datum, sal ek vir jou sê dat ek my doopseël gaan uithaal, daar's my dag en my datum, toe God gesê het ek is syne, want ek het in 'n verbondshuis groot geword. Ken die Here van kleintyd af. Maar bekering is meer as dit. Ek wil nie vandag 'n saak oor bekering uitmaak nie, dis te min tyd daarvoor. As ek die katekismes verstaan, en dit is hoe dit is. Ons het die eenmalige bekering. Ek kom tot geloof in Christus, ek was nooit 'n kind van die Here nie, nou is ek 'n kind van die Here. Maar die Bybel praat van 'n tweede bekering. Die voortdurende bekering. En as jy nou Paulus gaan kyk in die Nuwe Testament, veral in die Grieks, dan gebruik hy die praesens-tyd wat aanhoudend is. Hoeveel keer roep hy die gemeentes op, dan sê hy, hierdie lys van goed moet julle nie doen nie, maar hierdie lys van goed, dit is wat God wil hê, moet julle doen, draai weg van dit af, doen dit, Israel, los die afgode, kom terug na my toe, moenie so lewe nie, lewe so. En wanneer gebeur daai bekering? Elke dag in my lewe. Elke keer as ek besef, maar waarmee ek nou besig is verkeerd, en ek los dit, is dit bekering in my lewe. Want dis waarmee die Gees van die Here in my en jou mee besig is daardie voortdurende bekering. Aanhoudende bekering. So bekering is iets eie aan Christendom. Dit is dankbaarheidslewe, om voor God te lewe in dankbaarheid. So in ander woorde, ek lewe 'n lewe, wat ek hier uitgaan, en voortdurend maar die sonde los, en doen wat God wil hê. So wat ons hier het vanoggend, is 'n erediens. Maar wat ons hier hoor, moet geleef word daar buite. So ons gaan hiervan af weg, en ons gaan hierdie erediens voortsit vir die res van die week. So wat ek hier beleef, wat ek hier voel, moet ek daar buite gaan leef. Hier is die veilige ruimte, waar ons oefen, om God te eer, mekaar lief te hê, geduld te hê, liefde te beoefen, vergifnis te beoefen, bekering te oefen, sodat ons die lewensspel gaan speel. Hierdie erediens kan ons maar sê, is eintlik die gimnasium, waar ons 'n bietjie kom oefening kry en fiks gemaak word, om daar buite die lewensspel te gaan leef en te speel. Van hieruit vloei die lewe. Daarom, soos ek hier is by die kerk, so moet ek elke dag wees. Ons hoor hier, so sê ek die Here. Gaan leef dit. Gaan practice what you preach. Want dit is hoe ons die wêreld verander. Wanneer hierdie erediens nie meer 'n Sondag ding word nie, maar 'n lewenswyse word. So kom ons wees dit. Kom ons sit hierdie diens voort. Ek het net een lewe, en dis 'n lewe voor God. Amen. Ek wil 'n paar oomblikke van stil gebed gee. Dankie Here vir u woord. Ons is ook u kinders, u verbondsvolk, gekies, elkeen by die naam geroep. Ons name is in die boek van die lewe geskryf. Maar Here, al is ons u kinders, besef ons dat ons nie altyd doen wat u wil hê nie.
dat ons baie keer anders lewe as wat ons hier in die kerk op 'n Sondag by mekaar is. Sulke mooi gesiggies, mooi front wat ons kan voortsit. Maar Maandag tot Saterdag toe, ja Here, ons gaan liewerste nie sê nie, want U weet. U ken ons. U ken ons swakhede. U ken ons verraad. Want baie keer vergeet ons wie ons is. Daarom roep U ook vir ons tot bekering vanoggend. Lewe jy in gehoorsaamheid ten volle 24/7. Dis wat U vra. So help ons daartoe. Gee Here dat wat ons sê en wat ons doen, wat ons dink, U sal tevrede stel. Laat ons dink voor ons praat en dink voor ons doen. Sal U Gees van ons hande, ons voete, ons oë, ons ore, ons mond, ons hart van besit neem en ons bestuur. Dankie vir al U goedheid, vir al U guns. U oorweldig vir ons met guns en liefde en genade. Gee dat ons uit dankbaarheid voor U sal lewe. Dankie ook vir Waterval gemeente, vir al ons broers en susters. Ons is familie en elkeen so kosbaar vir U en vir mekaar. Seën ons, Here, sonder dat ons dit verdien. Ons bid vir elkeen op ons lysie vanoggend, vir genade, vir genesing, vir aanraking. Ons bid dit met vertroue in die naam van Jesus ons Here en met dankbaarheid in ons harte. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons 'n lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.